So, goeiemôre. Ons begin nou met 'n nuwe reeks vanoggend en ek dink dit is net gepas vir ons om die Here se seën oor hierdie reeks te bid. En dan wat ons gaan doen is, dan wil ons vir Marius bid, want op die einde van die dag is ons 'n gemeente, ons is 'n familie. En die geestelike autoriteit kan nie net van hom afkom nie. Dit moet van ons almal afkom. En ons almal moet mekaar help en ons moet mekaar bydra, saam staan en mekaar seën, sodat hierdie woorde wat gespreek is, hierdie reeks wat nou uitgaan, laat dit kragtig kan wees. Ek as julle met my. Okay, so kom ons begin. Ek gaan sommer vir Fanie vra. Kom ons salf gou vir Marius, ons sien in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Vader, ons dra Marius op in die vanmôre. Ek vra dat U hom sal seën vir die nuwe reeks. Ek vra dat die Gees deur hom sal werk en hom sal ondersteun en hom wysheid en insig gee en hom duidelikheid gee. Vader, ek vra dat elkeen van ons die boodskap sal kry wat ons nodig het in ons lewens deur hierdie reeks, dat ons dit kan gebruik as boustene om nader te groei aan U en meer soos Jesus te word. Amen. Amen. En nou gaan ons bid en ons gaan lewe oor hierdie boekie en oor hierdie reeks. So elkeen van julle wat 'n boekie het, kom ons sit ons hande op hierdie boekie en ons kom spreek lewe oor dit uit in die naam van Jesus Christus. Vader, ons weet hierdie is iets wat U op Marius se hart gelê het, Vader, maar ons wil kom nou as 'n gemeente en ons wil hierdie kom bekragtig. Ons wil U lewe oor hierdie boekie kom spreek. Ons wil U lewe oor hierdie reeks kom spreek. En ons wil kom bid, Here, dat U dit sal bekragtig in elke persoon se hart. Here, laat hierdie lewe sal bring, laat dit sal verandering bring oor elke persoon wat hierdie boekie in sy hand het, wat die preek luister, al is dit op YouTube, Vader. En ons kom teen die vyand. Laat hy nie hierdie woorde sal verdraai nie, laat hy nie hierdie woorde sal kom wegvat nie, en die woord wat gespreek is, laat dit reguit en duidelik sal gespreek word en verstaan sal word in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Nou vir my is dit 'n voorreg om saam met 'n span te kan werk wat na my geestelike lewe ook kyk en wat saam met my op pad stap, ook op in die geestelike riem. So baie dankie ook vir die manne dat die Here dit op julle harte gelê het om dit so te doen. Nou ja, julle, ons gaan sommer wegspring vandag en ek wil gou-gou vir julle net gou-gou op hoogte bring. Soos hulle nou gesê het en gebid het, daar's 'n boekie in jou hand, binne in jou boekie is daar 30 Bybelstudies, of nee, 24 Bybelstudies, as my wiskunde reg is, 6 x 4, 24, ja. Okay, so julle sal sien daar 6 afdelings, en ons beoog om te kyk of ons by al 6 afdelings gaan uitkom, maar ons gaan nie laat 'n boekie ons gemeente lei nie. Alhoewel dit ons boekie is, wat ons self geskryf het vir die gemeente, wat ons glo die Here op ons hart gelê het, is hierdie boekie se doel is om jou geestelike lewe te verryk. So, as daar iets sou gebeur en ons gaan 'n sekere reeks nie doen nie, of ons van die preke nie doen nie, is dit nog steeds by jou om die Bybelstudie te doen op jou eie. Ons sal periodiek met jou reëlings tref. Jou sê vir die volgende 4 weke gaan ons afdeling 1 doen, en ek onthou net in April met al die vakansies en die goeters en Paasfees en Pinkster en alle goeters wat belangrik is op die kalender, gaan ons nie by die boekie wees nie, dan gaan ons gaan ons doen wat ons soos die Here vir ons lei. So, wat ek vir jou wil sê is, jy moet asseblief hierdie boekie gebruik. Dit help nie dat ek wil amper sê dat die boekie in 'n laai eindig of wat ook al nie. En ek wil jou vra om dit regtig na die tyd, as jy aantekeninge dalk gemaak het, jy kan in die week daarna gaan kyk in jou stilte tyd. Ek gaan nie spesifiek, ek wil vir jou sê, as jy nou sê, Marius, ek het die boekie, ek het nou nie nodig om te kom na die preke toe nie, want ek het alles agter mekaar, dan maak jy 'n groot fout, want ek gaan nie die boekie preek nie. Okay. Die boekie is bygaande inligting, of om jou te help om 'n spesifieke struktuur te volg, of wat ook al. So, met dit in gedagte, is ek opgewonde om vandag dan te begin met ons jaartema, voetspore wat bly. So,
elke jaar het ons 'n spesifieke tema wat ons oor bid en vir die Here vra om vir ons 'n jaartema te gee. Hoe kan ons Ahava na die volgende level toe vat of dieper met die Here 'n pad laat stap? En verlede jaar het die Here op my en Pieter van die Renosterfontein gemeente se harte gelê om, as julle wonder wie is Pieter van Rensburg in die boekie, hy het my gehelp met van die navorsing. Bid ons daaroor, ons vra vir die Here, Here lei ons, hoe moet ons die gemeente lei? Hoe kan ons, en as julle onthou, ons het verlede jaar was ons jaarreeks gewees, ontmoetings met God. So, en ons het gepoog om mense voor te stel aan ander mense in die Bybel wat ontmoetings met God gehad het, en daai ontmoetings, hoe kan ek daai tipe ontmoetings met die Here hê, en so aan. So, hierdie jaar voel ons om voetspore te los in nie net in mekaar se lewens nie, maar ek glo die roeping is om voetspore te los in die community waar jy bly, werk, leef, doen. Dis tog waaroor Christendom gaan. Christendom beteken volger van Christus. En as ons genuine followers of Christ is, moet ons Christ-like eienskappe hê. Ek wil nou my tale meng en ek kom van die Vrystaat af en is moeilik en ek wil net Engels praat, dan gaan almal verstaan. Right, so, wat ek vir jou wil sê is, voetspore wat bly is eksklusief vir Ahava, deur Ahava ontwikkel. So dit is nie 'n boek wat ons iewers van 'n rak af gaan krap het of iemand anders het dit geskryf nie. Ek glo dit is resource wat die Here vir ons gegee het om dan te volg. So jy kan self die eerste 7 bladsye, daar's nie veel leeswerkie, daar's 'n inhoudsopgawe, bladsy 3 en 4, en dan die pragtige logo wat Shamaine vir ons ontwerp het vir die jaar, en dan 'n inleidingkie op bladsy 7 vir vandag, en jy gaan vandag oopmaak by bladsy 8, en ons gaan net so vinnig gou, daar's 'n bietjie agtergrond wat jy kan kyk, daar's partykeer, ek het gepoog om vir jou plek te gee vir 'n bietjie aantekeninge. Die boekie is gratis en hy is ook op PDF beskikbaar. Met ander woorde, as jy byvoorbeeld, ek dink nou aan, ons het mense in Kanada, ons het mense in Australië, ons het mense in Nieu-Seeland wat ons volg. Maar so ek kan die ding ook, daar's mense my gekontak en gevra, mense wat ek al mee saam geduik het, jare terug het my gekontak, Cathy, en vir my gevra, kan sy dit kry? En ek is meer as bereid om die ding vir jou op PDF ook te stuur, as dit vir jou makliker is om op elektroniese formaat te werk. Dit is nie, daar's nie kopiereg op die ding nie, dis die Here se werk hierdie, dis nie my werk nie. So, ja, ons gebruik hom tot eer van die Here se naam. Dankie vir die ou dinge wat gebid het. Ek dink dit was baie special vir my gewees. So ons eerste reeks gaan oor natuurverskynsels. Vir die volgende 4 weke, dit is nou die hele Februarie, gaan ons praat oor natuurverskynsels wat 'n voetspoor gelos het in ons lewens. Nou, ek gaan nie na die normale probeer gaan nie. Ek kyk bietjie na ander verhale of minder bekende verhale in die Bybel ook. Dis nie te sê dat die ander goeders is bekend vir 'n rede. Dis bekend omdat dit soveel impak het. Ek meen, as almal dink aan Jesus maak die storm stil, dit is bekend want dit is merkwaardig, en dis nie te sê as ek nie daaroor praat nie, is dit nie goed nie. Dit is baie goed, dis hoekom dit so baie belangrik is en dis hoekom dit so baie bekend is, né? En van kleins af leer ons van Jesus wat die storm stil maak, en ons leer van Dawid en Goliat, en ons leer van Abraham en Isak en Jakob, en almal ken daai verhale. Maar as baie keer tussen verhale is daar klein goedjies wat gebeur het, en daar's ander verhale, of ons stop baie keer verhale, soos vanoggend se voorbeeld, voor ons by 'n spesifieke plek kom, en so aan. So, ek wil jy moet bietjie in koerantopskrifte dink. Imagine nou, as jy, dis 'n koerant tipe van, die van julle wat nou nie weet wat 'n koerant is nie, jy is nou later gebore in die lewe, jy weet nou nie wat 'n koerant is, dit is so 'n groot papier ding gewees, wat jy so kan oopblaai, wat jy die nuus gelees het, amper soos News24, maar net in papiervorm. Okay. Nou, imagine gou, dat sulke natuurverskynsels gebeur, wat sou die koerantopskrif gewees het? Dis min of meer waaroor ons temas gaan. Okay, so ek gaan boom groei, ewe skielik oor profeet se kop. Kan jy imagine, jy sit daar en jy, so Jonas gaan nou by hom kom en hy sit daar langs die stad Ninive en die volgende oomblik groei daar 'n boom agter hom, op en oor hom. Dis amper soos in die boontjie rank, maar dis net beter, né? Okay, so, kom ons kyk bietjie na hierdie verhaal van Jona. So as ek vir jou sê Jona, waaraan dink jy? Jy kan maar uitskree. Vis, yes, okay. Almal dink aan Jona en die vis. Het een van julle gedink aan ongehoorsame Jona?
Party mense dink aan hom as ongehoorsame Jona. Jona wat gevlug het, Jona wat te bang was om Ninive toe te gaan, maar daar's background aan hierdie goeters. Hoekom was hy so bang vir die mense in Ninive? Want die Ninivite, of die Assiriërs, was die wreedste volk wat nog ooit gelewe het. As julle dink wreedheid is wreed, die Assiriërs het dit nog verder gevat. Die Assiriërs was soos in heavy, verskriklik wrede mense. As hulle jou gevang het, en van hulle tradisies was gewees, hulle het 'n paal gevat, en dan druk hulle die paal hier in jou in, so 'n dik paal, druk hulle hom in jou in, en dan tot hier teen, as hy vasdruk hierso teen jou sleutelbene en goeters, dan grou hulle gaan, dan plant hulle jou, dan smeer hulle jou pik, en dan steek hulle jou aan die brand vir die aand vir ligte. Dit is net 'n standaard praktyk. As die Assiriërs deur jou land getrek het, en hulle het jou 'n land oorwin, het hulle almal doodgemaak voor die voet, jou wingerde uitgetrek, jou vrugtebome, jou plase verbrand, hulle het alles gedoen met, en dan vat hulle, maak almal dood wat iets kan beteken, hulle los net die ou mense, wat nie meer vir hulle self kan sorg nie, en so hier en daar iemand wat hulle oorlos, sodat hulle 'n maklike teiken het as hulle jou weer kom ry het. Dis soos hulle gelewe het. Dis hulle way of thinking. En imagine nou, God sê vir jou, okay Jona, gaan nou na hulle hoofstad toe en gaan preek vir hulle. Kan julle verstaan hoekom hy Tarsus toe is? Ek sou dalk ook, as ek hy was. Né? Maar ons is, baie keer is ons, en nou, dis 'n baie mooi verhaal, en net so iets anderster vir interessantheid, is, nou kry jy die mense wat baie slim is, né? En dan praat hulle oor Jona en die vis, en dan kom hulle en sê hulle vir jou, maar dit kan nie wees nie, daar's geen vis so groot genoeg om 'n mens in te sluk nie, hierdie is sommer nonsens, dit is sommer net science fiction, en dit is nie regtig so nie, en wat, kom ek gee gou vir jou feite. Okay, so, as die Bybel sê nêrens, dat 'n walvis het hom ingesluk nie, nêrens nie, ons dink is 'n walvis, want is 'n groot vis, né? Die Bybel sê net, 'n vis het hom ingesluk. Nou kom ek vertel gou vir iets, want nou kan jy gaan navorsing doen, die blue whale wat die grootste walvis is, sy bek is groot genoeg, want sy slukdarm is te klein. En so kan jy aangaan, en jy kan elke vleisvretende vis kan jy gaan dink aan, dis onmoontlik dat dit gebeur het soos dit gebeur het, en so aan. Net interessant. As dit 'n fabel was, sou Jesus vir Jona aangehaal het as 'n teken in die Nuwe Testament as dit 'n fabel was. Nee, met ander woorde, dit was die waarheid geweest. Jesus sal nie 'n fabel aanhaal nie. Hy sal 'n feit aangehaal het. Hy sê vir hulle, julle is 'n verdraaide geslag en julle soek 'n teken, julle sal een teken kry nie. Die enigste teken wat ek wil gee is die teken van Jona. Net soos wat Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die vis was, so sal die seun van die mens wat 3 dae en 3 nagte in die buik van die aarde wees. Vergelyking wat hy getref het. Sou Jesus gejok het? Nee, met ander woorde, dit moet waar wees. Dis nie 'n fabel nie. So, hier kom die feite. Ek wat 'n duiker is, wat hou van diepsee duik en hou van visse en hou van navorsing oor visse en so aan, en wat van kleins af met hierdie scuba duik te doen het, sê vir jou, my grootste droom is om saam met 'n whale shark te duik. Ek het hom al gesien, maar ek het nog nooit saam met hulle geduik het nie. Ons het al gehoor en alles, maar dit is sekerlik my grootste droom om saam met hulle te duik. En kom ek gee vir jou gou feite van 'n whale shark. 'n Whale shark is massive. Ek moes eintlik vir jou 'n foto opgesit het in vergelyking met 'n mens. Die volgende interessante feit van 'n whale shark is, 'n whale shark eet nie vleis nie. Hy eet plankton. En 'n whale shark swem met sy bek oop deur die water en die plankton vloei in hom in en hy trek die plankton uit die water uit waarop hy lewe. So sy maagsure is nie sterk genoeg om 'n mens seer te maak of te verteer nie. As dit 'n vleisvretende vis was, sou Jona gebrand het met die maagsure, maar hy het nie. Okay. 'n Whale shark se mond is groot genoeg en alles van hom is groot genoeg dat 'n mens kan lekker gaan Google gou whale shark. Dan kyk jy net. Dan sê jy whale shark versus diver. Jy gaan baie foto's kry. Hier is die whale shark, hier is die duiker. Min of meer. Okay. So. Interessante feit oor 'n whale shark is, na 3 dae, alles wat hy nie kan verteer nie, wat doen hy? Hy spoeg dit uit. Wat sê die Bybel? Wat het na 3 dae gebeur? Tada. So, die scientist wat slim is nie so slim soos hulle dink nie. Okay. En die mense wat die Bybel in twyfel trek, is nog minder slimmer as wat hulle dink. Maar ons almal lees van Jona, en Jona se verhaal, en almal preek van Jona die eerste 3 hoofstukke, en dan stop ons.
En ek wil vandag verder gaan. So as jy 'n boekie op bladsy 7 en 8 oop het, of bladsy 8 en 9, is dit nou bladsy 8 en 9, né? Yes. Sal jy sien, dit wat jy nou op die skerm sien, is daar vir jou uitgetik. Maar, jy sal sien, daar is nie teksverwysings by nie. Okay, so ek wil jou 'n bietjie help. Ek het eers gedink ek gaan julle nie help nie, en toe in die week toe voel ek sleg omdat ek julle nie help nie, en toe gaan soek ek vir julle teksverwysing. So, haal gou jou selfoon uit, neem die big screen af, of Salome sal vir ons 'n foto neem, of Belinda hulle daar by die eettafel, dan sal ons op die broadcast groep sit, of wat ook al, of as jy hom wil hê, sal ek hom vir jou stuur, of wat ook al. Neem gou die screen af. So, as jy in die week Bybelstudie gaan doen, dan gaan jy sien, die temas wat jy kan uithaal, is, en ek gaan nou vir jou praat oor verskillende temas, deernis bo vertroosting, misplaaste prioriteite, wat ons kry by hoofstuk 4 van Jona, God se universele barmhartigheid, wat ons uit hierdie verhaal uit kan haal, die verbygaande aard van wêreldse dinge. Okay, ons gaan nou by hierdie goeie so half en half stil staan, maar ek gaan nie oor preek nie. So jy gaan nie hierdie punte in my preek kry nie. Ek sê maar net vir jou. So jy kan gou daai teksverse afneem en dan kan jy dit byskryf op 'n stadium, of jy kan ons kan hom vir jou stuur of wat ook al. So, dit is jou Bybelstudie vir die week. Right. So, as jy aan Jona dink, die meeste preke wat ek al gehoor het, en ek self na 30 jaar in die bediening, het nog nooit 'n preek gedoen net oor Jona 4 nie. Ons almal gaan van Jona, ongehoorsaamig, vlug na Tarsus toe, klim op die boot, storm op die see, hulle beskom agter is Jona wat stout was, gooi hom oorboord, vislik hom in, 3 dae, 3 nagte later, spoeg hom uit op die strand, 12 mandjies vol, en dan stop die preek. Okay. Nie die 12 mandjies vol nie, okay. Ek het net gekyk of julle wakker is. Okay. En dan sal ons praat oor, en toe preek hy van Ninive, en Ninive kom tot bekering, hippie-pora, fantasties. Maar stop. So, kom ons lees bietjie hoofstuk 4. Dis net 11 versies. So, hy sê, maar Jona was erg ontstemd, en hy het kwaad geword. So, in konteks is dit nou, Ninive kom tot bekering. Hy het gepreek. Hoor net hierso. Geen dominee sal dit doen nie. Geen pastoor, dominee sal dit doen nie. As jy mos nou van mense preek en hulle kom tot bekering, gaan jy mos nou bly wees, jy gaan jabula, né? Want hierdie ou se misplaaste prioriteite so, hy wil nie hê die Ninivite moet tot bekering kom nie, want hulle is slegte mense, hulle is stout, hulle maak mense seer, en hy het 'n geskiedenis met hierdie mense. En hy wil nie hulle moet regtig by die Here uitkom nie, maar hy preek toe nou maar, want hy is bang, dit is dalk volgende keer nie 'n whale shark nie, maar 'n ander shark wat hom insluk. En hy preek toe nou, maar sy hart is nog nie reg lekker met hierdie storie nie. Toe hy nou klaar gepreek het, en die koning van Ninive kondig nou af, hulle gaan nou in sak en as, gaan hulle tot die Here bekeer, toe loop Jona nou uit, en hy gaan sit daar langs die stad. Nou wil hy kyk, maar miskien gaan God hulle oordeel. Miskien gaan die Here hulle nou met vuur uit die hemel uitslat, of wat ook al, of iets moet nou gebeur. En nou sit hy daar. Nou dis waar hierdie woorde vandaan kom. Jona was erg ontsteld, jy kan amper dit insit, omdat Ninive tot bekering gekom het, en hy het kwaad geword. Toe bid hy tot die Here en sê, ag Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie. Daarom het ek tevore na Tarsus gevlug. Dis hoekom ek gevlug het. Ek wou nie gehad het dit moet gebeur nie, né? Hy sê, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, langmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. Hoor julle hoe ken hy God se hart? Hy ken God se hart, né? Hy sê, o Here, neem dan nou tog my siel van my weg. Nou gaan hy heeltemal in 'n deprou in hierso. Want dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Daarop sê die Here vir hom, het jy rede om vertoornd te wees? Né? Nou praat die Here bietjie met hom ook. Profeet, het jy rede om vertoornd te wees? Hy sê, en Jona het die stad verlaat, en aan die ooste kant van die stad gaan sit, en daar maak hy toe vir hom 'n skerm, en hy daaronder as die skaduwee sit, so, totdat hy sou sien wat met die stad gebeur. So hy is nuuskierig, en hy wil, miskien gaan God hulle nog oordeel. Vers 6 sê, toe beskik die Here God 'n wonderboom, en dit het oor Jona opgeskiet, om te dien as 'n skaduwee op sy hoof, om hom van sy ontstemheid te bevry, en Jona was baie bly oor die wonderboom. Okay, ons gaan nou by al hierdie goeders kom. Maar God het die volgende môre, toe die dag breek, 'n wurm beskik, en die het die wonderboom gesteek, sodat dit verdor het. Okay,
Hy sê, en met son op het die God 'n gloeiende oostewind beskik, en toe die son op die hoof van Jona steek, het hy magteloos geword en gewens dat hy mag sterwe en gesê, dis vir my beter om te sterwe as om te lewe. En toe sê God vir Jona, het jy rede om vertoornd te wees oor die wonderboom? En hy antwoord, ek het rede om vertoornd te wees tot die dood toe. Nou praat Jona terug met die Here, né? Toe sê die Here vir hom, wil jy die wonderboom spaar, wat jy geen arbeid aangesit het nie, en wat jy nie groot gemaak het nie, en wat een nag ontstaan het, en in een nag vergaan het? Maar ek mag Nineve, die groot stad nie spaar, waarin meer as 120.000 mense is, wat die onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand nie weet nie, en baie vee. En dan stop die boek. Ons hoor nie wat het verder gebeur nie, soos een van die open-end movies, né? Wat jy self die einde moet nou dink, wat het die gebeur? Maar dit is 'n goeie ding, dat daar nie vir ons 'n antwoord is nie, want dit laat my wonder, en dit laat my dink, wat sou ek gedoen het? As ek nie hoeveel keer was ek al in 'n situasie gewees in my lewe, waar ek in opstand gekom het met God se wil, hoe ek dit wil hê, hoe ek dit in my kop uitspeel, hoe ek dink hoe die Here moet optree, in plaas van hoe hy in sy barmhartigheid optree. In plaas van hoe hy dit in die groter prentjie sien. So, jy kan kyk aan jou boek op bladsy 8, sê jy sien ook, ek begin daar, begin ek met moontlike toepassing. So jy kan moontlikheid gaan ondersoek van, byvoorbeeld, God kan my beskerm op 'n bonatuurlike wyse. Gaan doen 'n bietjie navorsing oor dit. Hoe kan God my beskerm? En miskien het jy dit nodig. Miskien kan jy miskien bietjie gaan kyk na God voorsien ten spyte van my selfgesentreerde doelstellings. Dis bietjie waarop ek gaan konsentreer vandag. Wanneer God beheer neem, beplan hy selfs die fynste detail. Onthou, God was hier in beheer. Onthou al die detail in Jona se verhaal. Daar was 'n skip, daar was op die regte tyd op die regte plek 'n skip, daar was 'n storm wat God beplan het. Daar was 'n vis wat God beplan het. En dit was die regte vis. Dit was nie 'n shark nie, dit was nie 'n great white nie, dit was 'n whale shark geweest, want God was nie klaar met Jona nie. Hy het 'n plan met Jona gehad, alhoewel Jona ongehoorsaam was. En al hierdie goeders kan ek nou begin toepas in my eie lewe. Jy sit hierso en jy kan vir jouself sê, maar hoeveel keer was ek al op 'n plek waar ek nie moet wees nie, maar God is nie klaar met my nie. Hy beskik goed oor my wat nie lekker is nie. Dink jy dit is lekker in 'n vissepens? Dis crowded daar binne. Want hier kom nou 'n kabeljou en dan kom maar 'n shrimp en dan kom maar, ek meen, en jy dis nie soos daai sonnaskool prentjies wat Jonas op sy knieë staan in die middel van die vis en bid en jy weet, daai is fables. Daai sonnaskool prentjies. Hy daar gelê in daai vis, vasgedruk in sy binnegoed en kort kom maar nuwe goed in en dan moet hy water uitspoeg en dan kom maar 'n bietjie kelp en bietjie sushi, en so gaan hy aan. Hy het dan maar in die lewe gebly. Hy het seker 'n goeie spoel ook gehad. Sinuspoel. Maar hy is fokus. Okay. Maar julle hoor wat ek vir julle sê, soms plaas God my in omstandighede wat nie so lekker is nie. Maar ek moet daar deur. En ek kan nie my mind opmaak hoe ek wil hê moet God optree nie. So teenstellings kan wees, God se hart versus my hart. God se denke versus my denke. God se plan vir my lewe versus my plan. God se karakter, wat ons nou gaan ondersoek, wat Jona ken, versus my karakter. Ek dink dis my eerste punt wat ek wil by uitkom. Dit is om 'n voetspoor te los van God se karakter. Hoe gaan ek en jy elke dag 24/7, waar ons werk, waar ons leef, met ons familie, met ons vriende, 'n voetspoor los in mense se lewens van God se karakter? Jy sien, dis vir my merkwaardig dat Jona ken God se karakter. Hy kom in opstand teen God se karakter, alhoewel hy God se karakter ken. Is dit nie baie keer ons ook nie? Ons as mens, ons ken en ons weet wie God is, ons weet wat God beplan, ons weet wat God doen, ons weet eintlik, ons ken die outcome, maar ons kom nog steeds in opstand want I want it my way, Frank Sinatra. Né? Toe maar, ek nou baie van julle gemis. Njau. Okay.
Jong mense weet nie wie hy is nie, hy was nie 'n voetbalplayer nie. Hy was 'n sanger. Right. Hoor gou vir Jona, hoe ken hy God se karakter? Hy sit nou daar, hy's kwaad vir God, maar hoor hoe beskryf hy God? Hy sê, hy bid tot die Here en sê, ag Here, het ek nie gedink terwyl ek in die land was nie, daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek, hoor gou, hy beskryf God se karakter, hy sê, want ek het geweet, dat U 'n genadige en barmhartige God is. Ek het geweet, Here, dat U langmoedig is, dat U groot van goedertierenheid is, en een wat berou het oor die onheil. En daarom verstaan ek in my kop, dat U Nineve wil red, kan 'n mens amper sê. Maar ek hou nie daarvan nie, want hulle verdien dit nie. En nou is ek kwaad. Ons ken God se karakter, Ava. Ons weet wie hy is. Ons weet dat hy genadig is. Ons weet dat hy goed is. Ons weet dat hy goedertierend is. Ons weet dat hy vergewe. Ons weet dat hy ons wil help. Ons weet dat hy ons kan uithaal uit watter omstandigheid ook. Maar ons vertrou hom nie altyd daarvoor nie. Ons kom in opstand soos 'n Jona teen hom. Dis goed dat God genadig is, maar net met mense wat ek like. Dis wat Jona hier doen. Hy beskryf God se karakter. En nou wil ek gou jou vat na 'n ander vers toe, wat vir my amazing is. Julle weet nou wat het Jona gesê van God se karakter. Hoor gou hierdie encounter tussen Moses en God, en hoe mooi dit by mekaar aansluit. En as jy gaan lees, dan sê hy, en toe die Here by hom verbygaan, dit is nou daar in Eksodus 34 op Sinaï, en toe God verby Moses beweeg het. Hierdie is nou hoe God homself beskryf. Jy moet nou mooi oplet, dis nie Moses wat hier praat nie. Dis God wat homself beskryf. Hy sê, en die Here by hom verbygegaan, en hy het geroep, Here, Here. Onthou, hy het geroep, God het geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, langmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat die ongeregtigheid en oortreding van sonde vergewe, wat nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. En die volgende vers sê, en Moses het gesê, ek moes 'n paar keer gelees het, tot ek besef het, dis nie Moses wat hier praat nie. Dis God se karakter wat deur God self beskryf word. Is dit baie naby aan Jona se beskrywing? Is bitter naby. En ek wil jou vra, met dit in gedagte, as ek en jy dan God se karakter ken, as jy ooit God se karakter wil ken, hierso is 'n beskrywing van God se karakter uit God se mond uit. As jy dan God se karakter ken, hoekom kom ek en jy dan partykeer in opstand teen God se karakter? Hoekom wil ons dit partykeer ons wy hê in plaas van sy wy? Ek praat nou dubbel hard met myself. Ek wil hê julle moet dit weet. Ek praat nie met jou omdat ek dink ek is beter as jy nie. Ek praat met jou want God praat met my. Ons wil hê God moet goed wees, maar net met my. Ek wil hê God moet goed wees, maar vir my mense. Ek wil hê God moet red, maar mense vir wie ek lief is. Ek wil hê God moet genees, maar vir mense vir wie ek bid. Mense wat my kultuur is, my taal is, my mense is. Maar God is goedertierend all over. Al hou ek nie van jou nie, ek wil nie jy moet hel toe gaan nie. Ek praat nie met jou nie, hoor. Ek bedoel in die algemeen nou. Kan julle vir Julius bid? Ek vra net. Ek vra net, kan ons regtig genuine vir hom bid? Ons kan, ons moet. Ons moet. Oom Cyril ook. Die mense wat ons taxgeld steel, ons kan moet vir hulle bid. Dis moeilik julle. Dis is ons dit prakties maak, ouens. Dit help nie ons praat oor Nineve en almal is, nee, ons is alright, ons is soos Jona nie. Maar as mense wat jy nie like nie, vir wie jy weier om te bid. Ek ook. Want ons sien hulle as sleg.
Ek praat nie nou net van politikuste of wat ek kan, ek praat van oor die algemeen. As iemand saam wie jy werk wat jy niks like nie. Jy weet daai ou wat by die meeting inloop, dan staan jou hare klaar so. Jou nekhare, hy loop net by die meeting uit, nog nie sy mond oopgemaak het, dan staan jou nekhare soos 'n springkaan se agterbene. Die springkaan mos daai goed agter op sy agterbene wat so staan, né? Dis kom 'n springkaan nie kan sy kouse dra nie. OK. Sit ek 'n prentjie in jou kop. Maar sorry julle. Maar ons wil hê God moet barmhartig wees, maar soos ons wil. As jy die NIV Engels wil hê en jy's Engelssprekend, daar soos die NIV Engelse vertaling, ons het baie Engelssprekende mense in ons gemeente en so ek haal maar die NIV aan want ek kan dit lees as 'n klank, maar ek sukkel met die King James en daai goeters. So, jy kan dit self lees, regtig. Maar daar is Eksodus 24 vers 6 en 7 en die NIV wat ek nou vir jou gelees het. Dit laat my altyd dink aan daai gelykenis van die huurlinge. In Matteus 20 lees ons hierdie gelykenis van die huurlinge. Jesus vertel dit van 'n ou wat 'n wingerd besit het en hy gaan en hy huur mense om by hom te kom druiwe pluk. En 6:00 die oggend toe huur hy ouens teen 'n dagloon. Kom ons sê 'n dagloon is net R200. Hy sê vir die ouens die oggend, okay, R200, gee by my kom werk, yes, ons R200. Dan sê die verhaal vir my, 9:00 die oggend, toe sien hy daar's nog ouens wat nie werk het, toe sê hy vir hulle, kom julle ook, wil julle ook kom pluk, want dis baie om te pluk en die druiwe moet gepluk word. En hy sê vir hulle, ek gaan julle dagloon betaal. En 12:00 toe kry hy nog ouens in. 3:00 die middag, toe sien hy die job loop nog nie soos hy gedink het, toe kry hy nog ouens in 3:00 die middag. Almal teen 'n dagloon. 5:00 toe kry hy nog ouens in en 6:00 is Chila. En toe hy die ouens betaal, toe betaal hy die ouens wat 5:00 begin werk het, 'n dagloon. En die ouens wat 3:00 begin werk het, 'n dagloon. En die ou wat 12:00 begin het, 'n dagloon en so kan ek aangaan met die verhaal. En die ouens wat 6:00 die oggend begin werk het, hulle lei toe aan jonelitis. Né? Hulle toe nou dik bakkelitis en hulle sê maar dis nie fair nie. Ek meen ons het 6:00 vanmôre begin, as 'n hele dag gewerk in jou tuin, né? En ons kry net 'n dagloon en hierdie Piet wat nou net hier aangekom het, hy het nog nie eens 'n sweet uitgeslaan nie, hy kry ook 'n dagloon. Sien julle die mense denke bo God se denke wat vir ons hierso beskrywe word? Wie is ek om te besluit oor wie moet God genadig wees? En die verhaal stop deur die eienaar van die wingerd wat vra, wil jy my voorsê vir wie ek genadig moet wees? Wil jy vir my besluit aan wie ek goed mag doen? Ek kan nie, dis my tuin. Dis maklik om 'n deur te trek na ons toe, né? Maar kom ons los ook hierdie week 'n voetspoor van onverdiende guns. Dis wat in hierdie hele verhaal uitkom. Hier is onverdiende guns, na twee kante toe. Eerstens is die een kant van onverdiende guns het gegaan na Ninive, die stad toe, die 120,000 mense plus hulle vee, wat nie links en regs van mekaar kon onderskei nie, wat nie tussen reg en verkeerd kon onderskei nie, wat nie geweet het dat hulle verlore is nie, en God red hierdie hele stad, 120,000 mense. Dis onverdiende guns. Maar aan die ander kant is daar 'n profeet wat hulle gaan preek het, wat morbied en depressief is, wat langs die kant sit, in die ooste kant van die stad, wat nie kan wag dat God hierdie mense straf nie, en God gee vir hom onverdiende guns van 'n skaduwee wat hy vir hom skep. Onverdiende guns. Kan ons dalk ook onverdiende guns vir mense los? Jona 4 vers 6, toe beskik die Here God 'n wonderboom, en laat dit oor Jona opskiet, om te dien as 'n skaduwee oor sy hoof, om hom van sy onstemheid te bevry. So die Here weet, weet jy wat, kom ek gee vir hierdie perd net gou 'n bietjie skaduwee, dan gaan hy bietjie beter begin voel. En Jona was baie bly oor die wonderboom. So God, U kan onverdiende guns vir my gee, want ek is tog 'n profeet, maar nie vir die ander mense nie. Here, U kan my seën want ek is 'n Christen mens, né? Ek het groot geword in 'n Christenhuis. So ek verdien dan so 'n bietjie guns. Daai Pieter verdien niks. Dis soos ons dink partykeer.
Maar God se guns is onverdiend vir my en vir jou elke dag van ons lewens. Die feit dat ek in die oggend wakker word en kan asemhaal, is onverdiende guns van God. Die feit dat ek 'n dak oor my kop het, is onverdiende guns van God. Die feit dat ek 'n kar het om in te ry, dat ek nie met my voete loop nie, is onverdiende guns vir God, van God se kant af. Die feit dat ek kos het op my tafel, en so kan ek aangaan. Die mate van gesondheid wat elkeen van ons het, al het jy 'n paar skete en kwale, ek sê nou vir jou, daar's iemand wat hoës af as jy is. Ek het in hierdie week by iemand gekuier wat bedlêend is, wat lê op sy bed, hy kan nie eens van sy eie bed af opstaan nie. En ek sit langs daai man se bed en ek gesels met hom en ek kom agter. Hier's 'n bitterheid in hom. Hier's verwyte in hom, hier's allerhande dinge, maar hy sê vir my die moeilikste ding. Hy sê vir my, daar begin trane in sy oë te skiet en ek het hom die eerste keer ontmoet hierdie week en wat 'n voorreg om hom te gaan ontmoet het vir hierdie week. En ek gaan weer vir hom kuier. Weet jy wat hy sê? Hy kom skiet trane in daai man se oë en hy sê vir my, ek wens ek kan net opstaan en myself help. Dis al wat ek wil doen. Ek wil net self iets kan doen. Ek wil dit vir die vrou wat my versorg, wil ek dit net bietjie maklik maak. Ek kry so jammer. En dan kom 'n mens se hart en jy sien hierdie man sê, ek sê Here, dis onverdiende guns wat ek het. Om te is wat ek is en te wees wat ek is en onthou net voordat jy nog dink of vra, God weet. God weet. Wat het jy nodig? En al hierdie goeders is onverdiende guns. Matteus 6 vers 8 sê vir ons, voordat ons bid, weet God. Dis amazing, hè? Dis amazing om te dink dat God weet nog voor ek my mondjie oopmaak. Jonas bly oor die boom, maar nie oor die stad nie. Ek wil vir jou sê, God seën jou nie omdat jy dit verdien nie. God seën jou omdat hy genadig is. God seën jou omdat hy regverdig is. God seën jou omdat hy vir jou lief is. Nie omdat jy dit verdien nie. Ek kan dit nooit verdien nie. Jy kan dit nooit verdien nie. Jy kan maar Efesiërs 2 vers 8 en 9 as 'n geestelike verwysing hierby skryf. Kom ek gee vir jou nog 'n paar verse. Matteus 5 vers 44 en 45. Ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Dis die les van Nineve vir julle. Dis die les van onverdiende genade. Iets wat ek en jy nie kan explain nie. Jy sien, in my oë is genade is iets wat ek vir my geliefdes gee. Genade is iets wat ek gee vir mense met wie ek 'n verhouding het. Maar nie in God se oë nie. Hy is vir almal lief. Johannes 3:16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Romeine 2 vers 4 sê vir ons, ek het hom vir jou daar in die NIV ook, as jy Engelssprekend is, ek hom vir jou onder gesit, hy sê, of verwag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God tot bekering wil lei nie. So wanneer God met my goedertieren is, wanneer God met my barmhartig is, het hy 'n plan daarmee, sodat ek my lewe kan skik volgens sy wil. Maar dit is nog steeds sy goedertierenheid. Dit is nog steeds sy barmhartigheid. Dit is nog steeds, wie van julle het verdien om gered te wees? Wie van julle het verdien om wedergebore te wees? Niemand van ons, julle. Ons is almal gebore in sonde op pad na 'n ewige verdoemenis sonder God. As jy nie iets daaraan doen nie, en Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker aanneem nie, is dit waar jy gaan eindig. Maar dan is dit nie om God hard is nie, is omdat God regverdig is. Omdat God sê, hy wil my red. Hy wil hê dat ek tot bekering moet kom. Titus 2 vers 11 sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Nie net aan sommiges nie, nie net aan mense wat ek like nie, maar aan alle mense. Jakobus 1:17, elke goeie gawe, daar het ek die 83 vertaling aangehaal, want hy sê vir my baie mooi, hy sê, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Jo, is mooi, né?
Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Dis mooi, né? 'n skaduwee bly nooit op dieselfde plek nie. Maar God bly altyd dieselfde. Die voetspoor van ongerief word 'n leerskool. So as 'n voetspoor deur hierdie verhaal vir ons gelos in hierdie natuurverskynsel van hierdie wonderboom, en ek het nog nie eens gepraat oor die wurm nie. Die wonderboom en die wonderwurm. Ek weet nie wat se tipe wurm was daai nie, pappa, maar hy was wild. Willer is die wildtuin. Jona is morbied onder die boom en nou het die Here nog hierdie wurm gestuur. Né? Wat nou nog hierdie boom steek en haar verdor die hele boom en dan gaan sy skaduwee. Poeh, gaan. So vinnig soos hy boom gekom het, so vinnig het hy boom die volgende dag gegaan. God het die volgende môre toe die dagbreek 'n wurm beskik en dit het die wonderboom gesteek sodat dit verdor het en met sonop het God 'n gloeiende oostewind beskik. Kyk hierso. Hoekom sit Jona daar? Hy hoort nie daar nie. Hy hoort nie onder die skaduwee nie. Hy hoort nie om te kyk hoe dit nou sleg gaan met ander mense nie. Die Here gaan vir julle straf, pappa. Kan nie wag nie. Moenie worry nie, julle die wiel draai, jy gaan sien hoe God daai mense gaan straf. Ons sê dit baie. En Jonas sit daar, en hierdie word 'n leerskool vir my. So vinnig soos God sy genade kan gee, en ek my nie tot die Here bekeer nie, en hoe my saak met God regmaak nie, of nie ongehoorsaam is om te luister na God se stem, hoe vinnig kan hy die genade wegvat. En hierdie wurm verander die hele prentjie. En ewe skielik verdor hierdie gemaksone waarin Jona homself bevind. En die son klits vir hom van bo af. En nou raak hy nog meer kwaad en meer ongelukkig. Maar God vat die skaduwee weg sodat Jona kan begin move terug na sy land toe om nog te gaan preek, om nog 'n verskil te gaan maak. Ons lees nie dat hy opstaan nie. Ons lees nie dat hy teruggaan nie. Hy het 10-1. Glo hy het. Maar dit is 'n open-ended boek. Ek vra vir jou, in jou omstandigheid, as jy moet uitzoom uit jou lewe uit, en nie verknog is in jou omstandighede, en wie en wat jy is, en wat jy graag wil hê nie, en hoe jy dinge wil hê nie, sien jy dalk soos God die groter prentjie. Want ek dink dis die fout wat Jona gemaak het. Hy het nie die groter prentjie gesien nie. Hy's ontsteld oor 'n boom wat hy niks mee te doen gehad het nie. God se genade oor hom. Hy's ontsteld omdat sy skaduwee weg is. Maar hy raak nie ontsteld omdat hy nie op die plek is waar God hom wil hê nie. Ek praat met jou vandag oor voetspore wat gelos word uit Jona se lewe in 'n natuurverskynsel van 'n wonderboom. En ek wil hê jy moet hierdie ding in jou hart bære. Job 1:21. Naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee, die Here het geneem. Die naam van die Here sy geloofd. Dit moet ons attitude wees. Dit was wat Job se attitude was. Hebreërs 12:6. Die Here tugtig hom wat hy lief het. Ons wil nie dit weet nie. En hy kastei die seun wat hy aanneem. Partykeer moet die Here maar die boom wegvat. Partykeer moet die Here die skaduwee maar 'n bietjie wegvat. Want ek hoort nie meer onder die skade nie. Ek hoort op 'n ander plek. 2 Korintiërs 12:7-9. Hy sê daarom sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie. Hoor gou vir Paulus. Paulus het 'n siekte gehad. Ons weet nie presies wat dit was nie.
Maar Paulus het hierdie siekte gehad, en daar's baie spekulasie oor siekte, die siekte dat dit blindheid kon gewees het in 'n mate, dat dit swaksiende kon gewees het, dat hy een of ander gebrek gehad het, of wat ook al, as gevolg van die kere wat hy al so geslaan is met 39 houe, met 'n kats, amper dood gegooi is met klippe, dat hy bietjie al eina gehad het aan die einde van sy lewe. Hy sê, nou sê Paulus, hy sê, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan, om my met die vuiste te slaan. 3 maal het ek tot die Here gebid, dat dit van my weggeneem word. Maar hoor gou God se antwoord, hy sê, en sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking, wanneer jy swak is. So die leerskool wat ek en jy partykeer nodig het, is nie die leerskool van hippie hoera, and they lived happily ever after nie. Partykeer dat ek en jy 'n leerskool nodig, dat daar skaduwee oor my kop weggevat moet word, want ek is so in my omstandighede vas verknog, dat ek net na myself kyk, in plaas dat ek na God se plan kyk. Bring my by die voetspoor van selfondersoek. En dit is waarmee ek afsluit. Jy sien, hierdie hele verhaal dryf my na hierdie hoogtepunt toe, van selfondersoek. Jona word hierdie vraag gevra. Het jy rede om vertorend te wees? Het jy rede om vir my kwaad te wees? Het jy rede om kwaad te wees oor 'n boom, maar jy worry nie oor 'n stad nie? Jy moet bietjie begin selfondersoek doen, Jona. Jy moet bietjie na jouself begin kyk. Hou op om na my te kyk, want ons vra altyd, hoe kan die Here dit toelaat? Hoe kan die Here dit doen? Hoe kan die Here dit doen? Weet julle hoe, wanneer vra ons, as ons daai vraag vra, dan beteken dit ek fokus nie op God se prentjie nie, ek fokus op my prentjie. Ek wil al die hoekoms en die waaroms hoor van hoe kan God dit toelaat en hoe kan die Here dit en hoe kan hy dit? Is omdat ek nie verstaan nie dat ons lewe onder die sonde se invloed. Mense word siek en gaan dood as gevolg van sonde, nie as gevolg van God nie. God het ons geskep in 'n perfekte wêreld in Adam en Eva in die tuin van Eden, sondeloos volmaak. Maar hy het vir ons 'n vermoë gegee om te kies, en die mens het verkeerd gekies, en daarom word mense oud, daarom sterf mense vroeg, daarom is daar dorings in die grond, daarom kan ek aangaan, en as gevolg van my keuses, land ek baie keer in plekke waar ek nie moet wees nie, en ek sit onder 'n boom waar ek nie hoort nie, as gevolg van my keuses, en dan draai ek die ding om en ek sê, hoe kan God? Hierdie verhaal vat my na selfondersoek toe. Die konteks is, Jona treur oor 'n 1 dag oue boom, wat hy nie geplant het nie, wat hy nie water gegee het nie. Maar hy treur nie oor hierdie klomp mense nie. 'n Openbaring vir my is dat God se hart en genade is groter as myne. God se hart is anderster as myne. God het die volle prentjie, terwyl ek die gezoomde prentjie het. Okay, daai teksvers sê maar net, ek mag die groot stad Ninive nie spaar nie. Jy hoort nie hier nie. Jy moet teruggaan, vir jou gebruik. Kyk gou saam met my na hierdie. As ek ingezoom is, sien ek nie die volledige prentjie nie. Partykeer is ons so gefokus om ingezoom te wees op iets, dat ons sien nie die hele prentjie nie. En hoe meer ek uitzoom, hoe duideliker word die prentjie. En hoe meer sien ek kom ek weg van iets af, wat ek nie geweet het nie. En ek zoom uit, en dan sien ek die volle prentjie. En as ek die volle prentjie raak gesien het, dan moet ek versigtig wees, want dan kan ek weer omdraai, en dan kan ek weer inzoom op die skepper van daai prentjie. Wie die prentjie gemaak? Dis waaroor dit gaan. Wie se prentjie is dit? Is dit my prentjie? Of is dit God se prentjie? Maar partykeer raak ek en jy so vasgevang in 'n prentjie wat ek wil skets. En ek kyk na so vas teen hier voor my, dat ek nie God se prentjie sien nie. Nou weer vir jou so 'n paar versies. Ek het vir jou 2 versies gesê, gegee daarso, Jesegiel 18:23. Hy sê,
Het ek dan miskien behaag in die dood van die goddelose, spreek die Here? Nee, liewer daarin, dat hy hom bekeer van sy weë en lewe. Volgende enetjie is 2 Petrus 3 vers 9. Die Here vertraag nie sy belofte soos sommige dit vertraag nie, maar hy is langmoedig oor ons. Hy wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dit is God se prentjie. Jona het dit gemis. Maar hoeveel van hierdie mis ons baie keer? Het jy die volle prentjie? Die verhaal sluit af en God vra vir hom, hoekom is jy hartseer? Hoekom sit jy hier? Hoekom verstaan jy my nie? Hoekom beweeg jy nie aan met jou lewe nie? Hoekom gaan jy nie ontklim op 'n skip en gaan terug na jou land toe en gaan doen nog my werk nie? Hoekom sit jy hierso? Die boek Jona, soos ek gesê het, eindig met 'n oop vraag. Jona antwoord dit nie. Die verkeerde vraag wat ons vanoggend vir onsself kan vra is, wat was Jona se reaksie? Die regte vraag om te vra is, wat is my reaksie op God se woord? Op God se visie vir my lewe? Dien ek God op my terme? Dien ek God op my voorwaardes? Dat hy my seën? Dat hy my beskerm? Of trust ek God se karakter? Trust ek God se voetspoor? Ek bid dat die Here regtig vir elkeen van ons genade sal gee. Om dalk net te sê, hierdie wonderwerk wat plaasgevind het, hoe affekteer dit my? Hoeveel keer is ek Jona? Hoeveel keer moet ek dalk uitzoom en God sy gang laat gaan in my lewe? Mag die Here vir jou seën hierdie week. En ek sien uit om die volgende een met jou te deel, oor 'n visvangstorie, wat ek volgende week met jou gaan deel. Mag die Here vir jou seën en vir jou bless, ook uit daai storie uit. Amen. Hemelse Vader, ons kom na U toe, en ons vra dat U ons sal help om te fokus op U. Here, ja, Jona het wonderlike dinge gedoen, en dit is fantasties dat al die 120.000 mense tot bekering gekom het, maar Jona het die vrug daarvan gemis, omdat hy selfgesentreerd geraak het. Ons wil bid, Vader, dat U vir ons 'n wye visie sal gee, 'n visie vir siele, 'n visie vir mense, 'n visie, Here, dat ons nie sal eindig onder 'n skaduweeboom nie, maar dat ons sal eindig besig, ons hande besig, om in die koninkryk 'n verskil te maak. Help vir ons daartoe, geef ons krag, as U vir hierdie week ook iemand oor ons pad stuur, met wie ons moet deel, al kan ons net hierdie storie vir hulle vertel, dan is ons al klaar, baie gewen. Baie dankie dat U ons elkeen gaan gebruik, en dat U vir ons wil seën. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap en die inwoning van die Heilige Gees in elkeen van julle se lewens. Amen.